Ons skriflesing kom uit Johannes 21, vers 1 tot 19. Is dit ook op die skerm? Ons lees dit uit die 20 vertaling. Ons gaan daar lees van vers 1 af. Maar kom ons sluit ons oë. Here, ons is hier as 'n klompie gelowiges by mekaar. Here, en dis 'n handeling wat so ver terugkom, om as gelowiges by mekaar te kom. Ons het hierdie geleentheid begin met die wete dat U by ons teenwoordig is, dat U vrede vir ons gee, dat U self vrede is. En dat die toesegging van vrede vir ons, dat U self baie meer vir ons beteken as die woorde wat U sê. Here, dat U ook met ons bemoeienis maak, met ons op pad is. Ons staan in verwondering en ons wil vanoggend ook weer diep nadink daaroor. Diep nadink oor wie ons is, wie U is, en wat U van ons verwag, en hoe U ons by U werke wil betrek. Daarom vra ons dat U vir ons, terwyl ons oor die woord dink, vanoggend weer opnuut sal laat sien en sal bely en ons opnuut verbind aan die uitstuur, die opdrag om na buite te gaan en mense vir U te wen, mense in te bring in die geloofsgemeenskap. Lei ons so in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vers 1. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon, Petrus en Thomas, Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom nee. Hy sê te hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. En hulle gooi dit toe uit en vanweer die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bokkleed omgebind
want sy bolei was skaal, en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. En dis nou die ontbyt. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon, Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hulle, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom vir 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom 'n 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die disipel vir wie Jesus liefgehad het, hulle volg. Die een wat ook tydens die maaltyd teen sy bors aangeleun en gevra het, Here, wie is dit wat u gaan verraai? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maak, maar wat van hom? Jesus sê vir hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Die gerug het toe onder die broers versprei dat daardie disipel nie sou sterf nie. Jesus is egter nie vir hom gesê dat hy nie sou sterf nie, maar ek wil hê hy moet bly totdat ek kom. Wat het dit met jou te doen? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis geloofwaardig is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As dit een vir een neergeskryf sou word, sou die wêreld self, dink ek, die boekrolle wat geskryf word, nie kon bevat nie. Ek wil graag ook vanoggend so ietsie deel van my eie ervaring en wat vir my in die afgelope lydenstyd uitgestaan het. So daarom wil ek so 'n bietjie teruggaan op hierdie reis tot by hierdie punt waar daar nou Jesus weer vir hulle uitnooi om ontbyt saam met hom te eet. Inteendeel, ek wil eintlik half so nog heeltemal ver teruggaan. En dit het by my opgekom dat in Genesis 1 dat God drie-enig
Dit word nie so uitgespel nie, maar dit is hoe hy homself openbaar het, en wat ons belydenis is, dat hy die enige God is. En hy praat ook dan reeds hier in Genesis 1 in die meervoud van hom, toe hy sê, laat ons mense maak. Wat sou God se bedoeling gewees het? Wat sou sy gedagtes gewees het? Om mense te skep. Aanvanklik dink ek om in harmonie en totale heerlikheid mee om te gaan. Ons ken die verhaal van die sondeval, en hoe God in sy genade dan tog weer die mens kon opsoek, en toe breek daar 'n ander era aan, waar God deur hierdie mens wat hy geskep het, waar God om homself die mens weer intrek en sê, maar kom ons stap 'n pad. Ek wil julle gebruik. En hy roep vir Abraham, stuur hom na 'n plek waar Abraham moes gaan sonder dat hy werklik geweet het waarheen hy gaan. En 'n boek wat ek gelees het van Dr. Adrian Koenig, spel hy dan uit dat dit God se bedoeling was om deur sy volk eintlik die hele wêreld weer bymekaar te trek en weer die vrede te herstel wat hy vir die mense gedagte het. Ons ken nou uit die geskiedenis van Israel dat hulle nie hierdie rol kon speel nie. En God stuur sy seun. Kolossense 1, Filippense 2, waar kom ek met Kolossense 1? Filippense 2 wat vir ons sê dat hierdie stuur die seun eintlik 'n uitskeer uit homself was, dat Jesus nie vasgeklou het aan die heerlikheid waar hy in was nie, maar dat hy homself verneder het om 'n mens te word, 'n slaaf en in gehoorsaamheid aan God tot aan die kruis. Nou begin die verhaal van die seun in die mees eenvoudigste plek. Oornag, stal, grot, plek waar diere geskuil het en gehou is, en net 'n klompie mense, en daar reeds weer hoe die wêreld betrek word, die eenvoudige herders, maar daarmee saam die wyse manne wat die sterre bestudeer het en daaruit kon aflei dat daar 'n koning gebore is, die kom by mekaar met die eerste ontmoeting van hierdie kind. 'n klein groepie mense. En dan in Lukas 5 word dieselfde tipe verhaal vir ons beskryf as die begin van Jesus se tog, waar hy vir hom disippels roep. En daai in Lukas kry jy dan ook dat die hele verhaal van dat hulle die heel nag vis gevang het, niks gevang het nie, en Jesus sê toe vir hulle, maar gooi net die net, gaan in die diepsee en gooi die net daarin, en hulle hierdie geweldige klomp vis gevang het. En toe daai verhaal word vertel saam met die opdrag dat julle nie meer dat julle van nou af vissers van mense sal wees. Nou baie eksegete meen nou dat hierdie moontlik nie twee geleenthede was nie, maar dat dit dieselfde geleentheid was, maar verskillend deur die vertellers van die evangelies, die skrywers van die evangelies aangewend word
om ook hulle doel te bereik. Maar maak nie aan ons 'n verskil of dit nou dieselfde geleentheid is wat anders ingeklee is nie, en of dit juist dalk die geleentheid is waar Johannes nou die Here kon herken het omdat hy dalk die vorige geleentheid herroep. Die punt is dat Jesus weer homself sigbaar vir die mense om homself aan hulle te wys. Wat wou hy graag hê hulle moes sien? En dit bring my by Vrydag 13 April waar ons nou die intog in Jerusalem gevier het. Na die verheerliking op die berg is Jesus op pad Jerusalem toe. Hy is in beheer daarvan. Hy orkestreer dit. Hy weet waarheen hy op pad is, weet wat sy taak is. Hy gee die opdragte. Dit gebeur also en hy kom en hy ry op 'n donkie. Die vul van 'n pakdier. Nou dit moet ons sien in die verwagting, teenoor die verwagting wat die mense gehad het. Hier moet iemand kom wat daarom ons nou 'n slag kan kom uithaal uit hierdie gemors waarin ons is, die onderdrukking deur die Romeinse regering. Maar die een wat kom, wat as koning besing word, vervulling van Sagaria, wat dit profeteer het, en staan in Matteus 21 vers 5, dat jou koning kom na jou toe, hy is sagmoedig, en hy ry op 'n donkie. Toe Jesus dan nou so afkom terwyl die skare om hom juig en halleluja en hulle hom ontvang, toe huil hy oor Jerusalem en hy sê, as julle maar net kon weet wat julle nodig het vir julle vrede. Nou wil ek van hierdie situasie, wil ek bietjie na ons situasie toe kom. Wat gaan in ons wêreld aan? Wat gaan in ons wêreld aan? Hoe lyk ons wêreld? Het ons nie min of meer maar dieselfde verwagtinge wat die mense van daardie tyd gehad het nie? Voel ons nie dat dit moes al beter gewees het nie? God moes al iets daarom kom doen nie. En dit gaan net al slegter, voel mens baie keer. Al deur mekaarder. Of die bose net wil oorhand kry en die magshebbers en die wat hulle eie koninkryke bou. Ons wêreld verskil nie van die wêreld waarin Jesus was nie, met die Romeinse onderdrukking nie. En dis juis hierdie politiek wat ons ook ervaar, wat veroorsaak het dat Jesus op die ouend aan die kruis gehang het. Pontius Pilatus wat in 'n politieke spel vasgevang het. Ek vind geen onskuld in hierdie man nie. Maar hy moet uitkom en almal gelukkig hou en die kruis
is die keuse sodat God sy plan kan volvoer. Alhoewel Jesus vir sy disippels telke male gesê het, dit sal so gebeur. Ons dink aan die laaste ete wat hy saam met sy disippels gehad het, waar hy dit ook vir hulle uitgespel het. En dit wat na die ete gevolg het, presies so gebeur het. Hy's gevange geneem. By die ete is Petrus gewaarsku. Jy sal nie my kan bystaan nie. Inteendeel gaan jy my voor die haan kraai 3 keer verloon. Dit vind plaas. Daai geweldige impak van waardeur Jesus was en steeds op dieselfde manier as wat hy met die donkie Jerusalem ingery het. Sonder om hom te verset, sonder om het te staan. Gee hy hom daaraan as ware oor. En hy gaan die graf in. En die Sondagmôre is die graf leeg. 2 engele wat die nuus oordra, die vroue wat hardloop om te gaan vertel, Johannes en Petrus wat self ook hardloop en gaan kyk en dit sien. En nou kry ons die situasie waar hierdie disippels dit nie begryp nie. En hulle self gaan toesluit in 'n klein kamertjie in of 'n vertrek en die deure grendel. Want logies nou, ons het hierdie man gevolg. Almal dink soos Petrus homself in die moeilikheid wou kry daar by daai vuurtjie. Ek ken hom nie. Nou is ons op onsself aangewese. Hier is nou moeilikheid en ons staan volgende in die ry. En dan kom Jesus ewe skielik en hy staan tussen hulle. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Hoe kan ons vrede beleef in sulke omstandighede? Vrede vir julle. Thomas wat nie by die eerste geleentheid was nie, hy was ook die een wat op 'n stadium toe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, ook gesê die Here gemaan het en gesê het, maar hoe wil u nou na Lazarus toe gaan? U weet mos hulle soek u. U weet mos daar's moeilikheid en op die ou end gesê het, nou maar laat ons dan maar almal gaan, dat ons dood tegemoet gaan. En so sê Thomas, dan ek sal nie glo voor ek nie my vingers in sy wonde druk nie. En dit was nou verlede Sondag se boodskap, waar die Here ook hierdie ongelowige Thomas kom ontmoet en dit lei tot die belydenis, die transformasie van my God, my Here en my God. En nou nog is dit nie die einde van hierdie lewensverhaal, lewensreis saam met Jesus nie. Na hierdie gebeure by die see van Tiberias is dit weer Petrus wat die inisiatief neem. Petrus kry hom elke keer op 'n manier by mekaar.
Hy is die een wat inisiatief neem. En nou moet mens seker mens nie te veel inlees in sy woorde van ek gaan nou vis vang nie. Daar sou seker 'n klomp moontlikhede wees. Ek gaan nou vis vang nie. Weer eens, alles is nou verby. Ons hoop is verby, daar's niks vir ons meer te doen nie, ek het geen rol meer te speel nie. Kom, al wat nou voor lê is maar weer, ons moet iets kry om ons aan die lewe te hou, iets op die tafel kry, ek gaan nou vis vang. Dit sou maar een moontlikheid wees hoe ons dit nou sou kon verklaar het. Maar hulle is uit die vertrek uit. En hulle is binne hulle gewone lewe van ek moet nou aangaan. Ek moet nou my werk gaan doen. Baie keer beleef ons ook sulke ervarings as ons een of ander hoogtepunt beleef, enige ander besonderse ervaring beleef met 'n kerklike byeenkoms, 'n kerklike kamp of 'n konferensie of 'n geleentheid, dat jy so absoluut onder die ervaring is van God se teenwoordigheid. En dan gaan dit ook verby weer. En jy moet vir jouself ook maar weer sê, nou moet ek weer in die werk kom. Nou moet ek maar weer my verpligtinge opneem. Hulle vertel van 'n man wat by sy priester kom, baie moedeloos. En hy sê vir die priester, niks maak vir my sin nie. Ek het geen lewensdoel nie. Ek voel absoluut leeg. As ek bid, kom my gebede nêrens uit nie. Wat moet ek doen? En die priester sê vir hom, dit sal verbygaan. En die man dink daaroor na en hy's terug. En na tyd kom hy weer by die priester uit. Hy sê, u was heeltemal reg. Dit het verbygegaan. Ek is op 'n goeie plek. Ek voel so naby aan die Here. Ek het so ervaar so hierdie kontak met die Here en sy teenwoordigheid en sy leiding. En die priester kyk hom so en hy sê vir hom, dit sal verbygaan. So ons is ook in hierdie diepe siklus van ervarings en belewennisse wat ons naby laat voel, die sloergang van die lewe wat ons weer op punte bring waar ons voel, maar ons is ver van God af. Die ander disippels sê ons gaan saam. En so vir die Lukas 5 gedeelte hoor ons weer die vertelling dat hulle geen vis vang nie. En teen dagbreek sien hulle iemand staan daar en die skree vir hulle. Ek wonder hoekom het hulle nie iets erken op die aanspreek van my kinders nie. Dink aan Maria toe Jesus haar op die naam roep, Maria, toe het sy gesien. Maar blykbaar hier het hulle nie die Jesus dadelik herken nie.
Die persoon wat vir hulle skree, het julle enigiets te eet? Nee. En die opdrag en hulle doen dit. In die volgende oomblik skeer die nette en kry hulle dit nie ingetrek nie, vanweer die hoeveelheid vis wat hulle gevang het. Later word die getal genoem 153. Johannes is die een wat toe sê, dit is die Here. Nou die manier wat Johannes nou hier praat is maar 'n beleefdheidsmanier. Jy het nie jou eie naam genoem in jou skrywe, in dit wat jy mee besig is nie. Jy het so half indirek eintlik gesê wie en wat, en daarom noem hy homself die disipel vir Jesus lief is, en vir latere verwysing ook van die een wat aan die bors van Jesus gelê het. En dis die manier wat ons aflei dat dit Johannes is wat dan nou gesê het dit is die Here. En op grond daarvan spring Petrus, nadat hy sy kaalbolyf toegemaak het, spring hy in die see, en die ander kom agterna met die boot. Nou treffend by al die verskynings van Jesus is dat die disippels hom nie dadelik erken het nie. Terwyl hulle 3 jaar intens saam met hom gelewe het, erken hulle hom nie. Hulle erken hom nie aan sy aardse liggaam nie. Dis eers elke keer met sy handelinge, as dink aan die Emmausgangers, toe hy net by hulle aangesluit het en die woord vir hulle oopgebreek het, en op die ou eind by hulle aan die tafel gesit het en die nagmaal met hulle gedeel het, dat hulle hom gesien het wie hy is, en daai hele afstand onmiddellik terug is na die disippels toe om te gaan vertel dat Jesus lewe, dat hulle hom gesien het. En hier blyk dit dieselfde, dat dit hulle hom nie aanvanklik erken het nie, maar toe hy hierdie wonderwerk doen, hierdie wonderteken doen, dat Johannes tot die insig gekom het en sê, dis die Here. En Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. En klaar die vuurtjie in die gang, nie van hulle 153 visse nie, reeds gereed, kom eet ontbyt. En alhoewel vis nêrens in verbinding gebring word met 'n nagmaalsgeleentheid nie, blyk die styl, as jy die woorde lees, dan roep dit ook in hierdie laaste Pasga geleentheid, laaste ete saam met sy disippels, dan word dit vir ons ook bekend, weer daar, waar Jesus dan nou in sy opstandingsliggaam, hulle weer ontmoet in die daaglikse sloergang van die lewe, vir hulle weer 'n ete by mekaar kry, en weer die brood breek, en dit vir hulle uitdeel. En dan 'n besondere betekenis vir ons, in ons verhouding met die Here, en hoe ons glo, is wat daarna gebeur het met Petrus, na hierdie ete, waar Petrus eenkant geroep word,
En reeds met die ooreenstemming, die Grieks is ook die vuurtjie waarop Jesus die vis en die brood gehad het, en die vuur waar Petrus sy hande warm gemaak het voordat hy Jesus verloon het, is dieselfde woord. By dieselfde vuurtjie, twee verskillende gebeure. Een van verloning, die ander een waar herstel plaasvind. En Jesus roep dan nou vir Petrus een kant, en die eksegete meen nou dat die manier hoe daar baie gemaak is van die verskillende woorde waarmee die woord liefde, het jy my lief, vertaal is, en ook die verskillende woordkeuses wat gebruik is om Jesus uit te stuur, om Petrus uit te stuur om sy lammers op te pas, nie eintlik werklik so 'n belangrike saak is nie. Dit was maar bloot 'n skryfstyl van afwisseling, om nie dieselfde te herhaal nie. En die klem eintlik maar meer net gaan, dat Jesus 3 keer vir Petrus vra, het jy my lief, meer as hulle hier, en op verskillende maniere, oor die 3 keer wat Petrus vir Jesus verloon het. En ek dink dit moes iets gemaak het by Petrus, dat hy op die ou einde half moedeloos gesê het, ja Here, u weet van my, u weet alles van my, u weet dat ek u lief het. En dan kom elke keer die opdrag wat ons ook in Lukas 5 kry by min of meer dieselfde geleentheid, julle sal vissers van mense maak, hierdie keer in 'n ander metafoor, laat my skape wei. Sorg vir my skape. Weer die opdrag om uit te gaan. En daarmee saam kom dan ook die opmerking, dan gaan 'n tyd kom wat jy jou hande sal uitsteek en ander sal jou aantrek. Ander sal jou op plekke bring waar jy nie wil wees nie. En so is daar verwys na die dood wat Petrus ter wille van Jesus sou ly. En dan sê hy, volg my. Nie 'n kwessie van volg my soos ek dood gegaan is nie, maar volg my tot by selfs jou marteldood. Volg my tot by. En dan 'n interessante stukkie dat dis baie keer ook so vir ons. As dinge met ons gebeur, dinge oor ons pad kom, dan kyk ons ook oor die skouer, en ons wil ook al vir die Here sê, maar wat van hulle? Wat van hulle? En dan kom die antwoord, wat van hulle, maak nie saak nie, dit het niks met jou te doen nie. Dis jou pad. Hoe pas ons op ons toe? Ons het bely, die diens begin en bely, dat Jesus hier teenwoordig is. Wat glo ons as ons dit sê? Is dit maar net nou al 'n gewoonte? Is dit 'n teologiese uitspraak wat ver van ons is? Glo ons werklik dat Jesus by ons teenwoordig is?
En kan ons hom sien vandag nog? Jesus sê aan Thomas, jy sien, jy glo omdat jy jou hande in my wonde steek en sien. Gelukkig is hulle wat nie sien nie. En die woord wat dan gebruik word vir verskyning, die Griekse woord verskyning, en wat eintlik meer direk vertaal kan word, Jesus het hom sigbaar gemaak. Maak Jesus hom vandag nog vir jou en my sigbaar? Waar sien ons hom? Waar beleef ons hom? En dan help hierdie verhale ons, en dit help ons om weer eers saam te reis met die Bybelse verhaal en die verhaal wat hy met die disippels se pad geloop het, en dit ook op ons toe te pas, en te weet dat Jesus ons elkeen ontmoet. Jesus maak homself sigbaar aan ons op verskeie maniere, en ons kan daaroor dink. Ons kan byvoorbeeld begin met 'n ete. En ek het nogal gewonder of ons nie hier 'n baie belangrike fundament onder ons uitgeruk het, dat mense vandag gesinsetes afskeep en dit so vinnig afhandel en sommer so saam met die televisie afhandel, dat mense nie tot stilte kom en om 'n tafel kan sit. En dis juis by sulke geleenthede waar Jesus sigbaar raak, as ons met mekaar praat oor hoe gaan dit met jou lewe? Wat gebeur in jou lewe? Die omgee en die uitreik. Wat het jy nodig? Jesus verskyn vandag nog met ons rondom etes, waar ons met mekaar verkeer, met mekaar praat, mekaar by mekaar kry, na mekaar toe uitreik. Jesus verskyn vir ons, soos wat hy met die Emmausgangers ervaar het, as ons oor die woord nadink en oor die woord praat en die woord aan ons bedien word. Jesus verskyn aan ons as spesifiek in die sakrament van die nagmaal. As die beker aan ons uitgedeel word, ons daaruit drink, as die brood gebreek word. Jesus verskyn aan ons as ons omgee en uitreik na mekaar. Na die wonderwerke wat ons vandag nog hoor en beleef, waar genesings plaasvind, waar iemand in vrede sterwe, soos wat Paulus getuig, in oorvloed en tekort, want Christus het my geleer om tevrede te wees met my omstandighede. Ek is nie alleen op reis nie. In hierdie wêreld hoor ons die uitnodiging van Jesus, soos wat hy dit in Matteus 28 vers 9 tot 11 uiteensit. Kom na my toe en ek sal julle rus gee. Kom leer by my hoe om te lewe. Dit het my opgeval dat as die Here sou wil, dat hy net soos in daardie tyd vir ons sigbaar kan maak.
Maar hy doen dit dalk nie fisies nie. Ons kan het nie die voorreg om ons vingers in sy wonde te steek nie. Maar hy doen dit. Hy doen dit. Ons bely dit, hy is die opgestaande, lewende Here. Jesus is by ons teenwoordig. Hy maak homself sigbaar. Binne die gemeenskap van gelowiges. En dit is ons taak om dit te gaan uitdra die buitewyke van die wêreld. En Jesus is besig met jou persoonlik. Soos met Thomas, kom Thomas, steek jou vingers in my wonde. Soos met Petrus, het jy my waarlik lief. Jesus het ook met jou, of dit sal kom, daardie ontmoeting. Jaag dit na, soek dit. Jesus wil jou eenkant kry. En hy wil met jou dit vir jou persoonlik vra. Het jy my lief? Het jy my lief? En hierdie liefde is nie 'n goedkoop liefde van nou gaan ek jou bederf en vir jou alles gee wat jou hart begeer nie. Hierdie liefde is een wat sê, volg my, selfs tot by 'n marteldood. Volg my. Amen. Almagtige God, Hemelvader, ons Here Jesus Christus, Heilige Gees, U het die mens geskep. Ons lees in hoe die Johannes se evangelie begin. Uit die woorde het alles uit U woorde het alles ontstaan en die woord het vlees geword. U het ons U Gees gegee. U binne in ons kom woon. U is by ons teenwoordig. U is die lewende Here. Here, as ons bely dat ons U liefhet, help ons om onsself so te ondersoek dat ons werklik kan sê ons het onvoorwaardelik U lief. En nie voorwaardelik nie. Ons het U lief omdat U sagmoedig is. En omdat U gesond maak in plaas van om 'n swaard te gebruik. Omdat U die wêreld wil wen met sagmoedigheid en omgee en liefde en nie die wêreld wil wen met onderhandelinge en oorloë nie. Here, help ons om mooi na te dink, maar wie en wat U is. En U liefde kry vir wie en wat U is.
en nie oor wat ons verwag en wil hê nie. Dat ons U sagmoedigheid sal ervaar, dat ons U liefde en omgee om vanuit U heerlikheid U uit te skeer en 'n mens te word, dat ons, soos ons gesing het, dat ons ook sal ervaar om nie ons eie belang voorop te stel nie, maar die belang van ander. Here, dat U nog steeds dieselfde doel het met mense en met ons geduld en aanhou. Here, U wat almagtig is en die visse in die see beheer en by mekaar kan jaag in 'n net in, dat U liewer kies om met ons mense te werk deur vir ander te gaan omgee op 'n eenvoudiger manier, op 'n as ware kleiner manier, Here, om deur middel van klein stukkies brood uit te deel en dit wat ons het, Here, te gaan uitdeel. Geen magsvertoon nie. U bou U koninkryk met mense wat omgee, mense wat liefhet, mense wat belangstel, mense wat luister, mense wat bereid is om te deel, mense wat nie die goeie nuus en wat vir hulle self hou nie, maar wat gaan vertel. En ons dink aan die wêreld, Here, in sy stikkindheid. En ons dink aan die sendelinge. Ons dink aan mense wat regtig waar op klein stukkies maniere besig is om die wêreld te transformeer en betrokke te wees by U werk om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep. U roep ons daaruit. Here, en U voed ons. U sorg vir ons. U stel ons in staat om in alle omstandighede tog die vrede te hê wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat die wêreld so dikwels wil kom steel. Dit gee U vir ons deur U Gees. En ons dank U daarvoor. Here, daarom ook laat hierdie gemeente nooit moeg raak om hulle werk te doen, al is dit baie kere dalk in klein formaat, klein stukkies. Laat hulle volhou om mekaar op te lig, laat hulle volhou om die wêreld om hulle te gaan bedien met die liefde en vrede wat U vir ons gegee het. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.